Goeiedag liefde en welkom weer by ons oordenkendheid saam van my pastoor Tief Boysen en die hele beleefspan. Dis Caleb en Maurice en Lizelle, baie dankie dat julle saam met ons God se woord ontdek. Nou hierdie week praat ons oor iets wat baie gelowiges soms verkeerd verstaan en dit is die onderwerp wanneer God tug. Nou ons het reeds gesien dat God soms ingryp wanneer ons begin afdwaal. Ons het ook gesien dat God se tug nie verwerping is nie, dis die werk van 'n liefdevolle Vader wat sy kinders vorm. Maar vandag wil ek vir jou wys wat gebeur wanneer 'n mens reg reageer op God se tug, want ek en jy kan, en ons het eintlik vroeër in die week oor gepraat, ons kan verkeerd reageer. Wanneer ons reg reageer, het God se tug het altyd 'n doel. Dis nooit net pyn vir pyn nie, dis eintlik altyd vervorming. Die psalmdigter sê vir ons in vers 109, hoofstuk 119 vers 67, voordat ek verdruk is, het ek gedwaal, maar nou onderhou ek u woord. Geliefdes, sien jy wat gebeur hierso? God se ingryping het iets verander. Dit het hom teruggebring na God se woord, teruggebring na gehoorsaamheid toe. En dis dikwels die eerste vrug wat begin groei wanneer ons reg reageer op God se tug. Ons begin eerstens weer na God luister, ons begin weer sy woord ernstig opneem, ons begin weer nader aan hom leef. Dis Jesus self wat vir ons sê in Johannes 15 vers 5, wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. Geliefde, sien jy die geheim? Vrug groei wanneer ons naby aan Jesus bly. En soms gebruik God selfs moeilike seisoene om ons weer nader aan hom te trek. Dalk het jy al agtergekom, hoe mense dikwels nader aan God leef nadat hy aan hulle harte gewerk het en hulle deur sekere omstandighede gevat het. Daar kom 'n nuwe nederigheid, 'n nuwe afhanklikheid vir God, 'n nuwe erns oor sonde en dinge wat uit plek is in 'n gelowige se lewe. En dis presies die vrug wat God in ons lewens wil sien. Nie net 'n geloof wat oppervlakkig is nie, maar 'n geloof wat diep gewortel is in 'n verhouding met Jesus. En daarom moet ek en jy nooit God se tug net sien as iets negatiefs nie. Nee, dis dikwels die begin van 'n nuwe geestelike groei. Dis dikwels die oomblik waar God 'n mens se lewe weer reg begin rig en uiteindelik begin daar iets wonderliks te gebeur. 'n Lewe wat eers afgedwaal het, begin weer vrug dra tot eer van God. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vandag na U toe kan kom en U kan vertrou met ons lewens. Here, ons vertrou U met ons saligheid en ewige lewe. Maar U het vir Jesus gestuur om vir ons te kom wys wat dit is om te wandel op so 'n wyse dat ons lewens kan lewe wat God en die Vader vereer. Here, dankie dat ons meer as net aan ons redding kan vasklou, maar ook weet dat die Heilige Gees gryp in daagliks op 'n wyse in en deur ons lewens, sodat ons godsvrugtig kan lewe. En daarom vandag vra ek vir daai genade, dat ons sal beweeg met 'n erns en 'n fokus om 'n lewe te lewe wat veel vrug dra. Here, dankie vir die gelykenis van die wingerd. Dankie vir Jesus se storie, net voor sy inhegtenisneming, net voordat hy vir ons gesterf het aan die kruis, waar hy die disippels kom leer het oor wat dit beteken om naby aan hom te wees. Here, dis tog waar ons wil wees, dis tog waar ek wil wees, is naby aan U. Want daar waar ons naby aan U is, lyk ons lewens radikaal anders. Ek bid dit alles in die kosbare, mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.